predikersverenigings met die my veldtogte het ek nog nooit 'n middagpreek gehad nie. Hierdie is my eerste een, heel eerste om mee te begin, en dis alles nuut vir my. Soos julle moet op ander tye vergeet net my foute, wel doen dit vanmiddag ook. Gewoonlik wanneer ek genesingsdienste hou, neem ek die middag na omtrent 3 uur op hierdie tyd gaan bid ek. Ek bly net in gebed vir die res van die dag totdat hulle my kom haal in die aand. Dan kom ek uit om vir die siekes te bid. Omdat ons diens hier moes indruk en dit saamstel in net hierdie 3 dienste of 3 dae, het ek gedink dat ek graag sou bekom en soort van 'n tydjie van gemeenskap met julle sou hê in die middagdiens. Soos baie van julle bekend is met broer Bosworth, die oorlede broer Bosworth. Hy het vir my gesê eendag, hy het gesê, Billy, weet jy wat gemeenskap is? En ek het gesê, ek dink so, broer Bosworth. Gesê, daar's 2 kerels in 1 skip. Dis reg. Gemeenskap. So daar's nogal 'n klomp van ons vanmiddag in die ou skip van Sion. My seentjie Joseph het nou die dag voor ons by die huis weg is. Hy's net omtrent 3 jaar oud. Onthou julle hom, die Here het hom vir my beloof 6 jaar voor hy gekom het. En toe is die volgende een gebore. Wel, die dokters het gesê daar kon nie meer gebore word nie. Dit was 'n dokter wat gekom het. So 'n klomp mense het my gebel gesê, Billy, die visioene Josephine beteken nie Joseph nie. Ek het gesê, nee, dit het Joseph beteken. Dokter, ons huisdokter daar het gesê, net onmoontlik, die vrou kan nooit nog 'n baba hê. Ek het gesê, sy sal nog een hê. So ek het gesê, God het vir Joseph beloof en Joseph kom. So toe hierdie kereltjie gebore is, het hulle gesê, is hierdie Joseph? Ek het gesê, ek weet nie, maar Joseph kom. So toe die verpleegster daardie oggend gesê het, eerwaarde Brenham, hulle sê, ja dame, het gesê, jy het 'n mooi 7 pond 3 ons seun. I said, Joseph, you've been a long time getting here. Daddy's glad to see you. Ek het gesê, Joseph, jy het lank geneem om hier te kom. Papa is bly om jou te sien. Ek het gedink, miskien sou Billy my seun 'n prediker wees, maar lyk asof hy nie is nie. Ek het die Here gevra om vir my iemand te gee om hierdie boek voor aan te gee, nadat hy klaar is met my op aarde. Ek hoop om dit in die hande van Joseph te sit, as 'n diensknegt van die Here. Nou het gelê op die klein opvoedbekkie, ek dink julle mag dit hier noem Chesterfield. Nou die oggend, ek het probeer om hom te laat stil bly, want ek het gevoel dat 'n visioen miskien aan die kom was. En hy het so toe gegaan en gaan lê op die opvoedbed, en het opgekyk na 'n skildery van Jesus, wat ek op die muur het. En hy was soort van die kereltjie wat met homself gepraat het. Hy sê, het Jesus 'n boot? En dit het vir my 'n teks gegee, en toe het ek net my pen opgetel en 'n paar dingetjies begin neerskryf wat ek wil nie in staat sal wees om te kry nie. Ek het nog nooit daaroor gepreek nie, maar dis waar. Toe hy hier op aarde was hy so arm, hy het nie plek gehad om sy hoof neer te lê nie, en toe hy gegaan het om die evangelie te preek, moes hy 'n boot leen om dit uit te preek. Maar hy is die kaptein van die ou skip van Sion. Nou vanmiddag is dit, ek het gedink, ons sal miskien hierdie 2 middae neem en iets bymekaar sit, om geloof te stimuleer. En dan in die aand, wanneer die mense hier is, sou ek meer praat oor die bediening wat die Here my gegee het, maar vanmiddag iewers om te praat oor geloof. Nou alle gawes werk deur geloof. Nou jy kan nie enigiets van God kry behalwe deur geloof nie. Want hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat ywerig
na hom soek. faith. So jy moet kom deur geloof. Some time ago I was up in the 'n mountains. Tyd gelede was ek bo in die berge en ek het elende gejag en ek storm en ek het net agter 'n boom geskuil tot die storm verby was. Toe die storm verby was, wel die immergroen bome het gevries van die water wat geval het. Dit was vroeg in die herfs, middel Oktober in Colorado en toe, nadat dit gebeur het, het ek agter die boom gestaan en kyk en ek het die son opgelet in deur die skeure van die rots ver hier in die rigting van Californië. Julle weet, God is net so oral, jy kan hom sien as jy hom net binne in jou sal kry. Dis wat dit so moeilik maak vir mense om God te sien en te verstaan, want hy is nie in hulle hart nie. As God in die hart is, wys hy jou, hy wys homself vir jou. En ek het die son sien ondergaan en daar was God in die sons ondergang. En toe ek, as julle weet, my mense is Ire, behalwe aan my ma se kant. My ma se ma het gekom van die reservate of die Cherokee reservate. En so ek is so lief vir die buitelewe, net genoeg om my van die buitelewe en woude te laat hou. My bekering het dit nooit uit my uitgehaal nie en ek is bly. En toe ek opgelet, terwyl ek daar gestaan het in die teenwoordigheid van God, omtrent 40 myl van mense af, sover ek geweet het, was dit ten minste 40 myl van 'n plaas af. En toe het ek opgelet, die son het 'n reënboog gevorm soos dit oor daardie gevriesde immergroen bome geskyn het. Nou, God is in die reënboog, hy het 'n verbond gemaak, die reënboog. En in Openbaring 1 het hy, toe Johannes hom gesien het, het hy die reënboog gehad. En het gelyk soos jaspis en sardiessteen. Benjamin en Ruben, eerste tot laaste, hy wat was, wat is en sal kom, soopwoord. En toe het die ou bil elande begin trompetter, en hy het afgedwaal van die trop af gedurende die storm. Daar was God in daardie trompetter. En 'n wolf het begin huil en die maat het aan die onderkant van die heuwel geantwoord. Daar was God in die wolf. Oral waar hy kyk, kan hy God sien. En terwyl ek daar gestaan het, ek 'n klein denne eekhoringkie opgelet. Ek weet julle weet wat hulle is, klein raserige dingetjie net geraas is omtrent al wat daar aan hulle is. En hy het op 'n stomp opgespring en hy het net 'n groot geraas gemaak soos hy is die amper die blou baadjie polisieman van die woude, maak soveel geraas. En hy is te groot om enigiets te doen, hy is net so lank ou klein kereltjie en so het hy net aangegaan. Ek het gewonder, waaroor is jy so opgewonde klein kereltjie, want ek het baie gelukkig geraak om hier te staan. Ek het my geweer in die boom gesit en om die boom gehardloop en geskree. Julle almal glo nie dat baptiste skree nie. Ek het geskree, maar natuurlik ek is 'n baptist, maar ek's 'n Pinksterbaptist, een met die Heilige Gees. En so terwyl ek daar aangegaan het, as daar iemand in die woude was, so hulle gedink het, hulle het 'n maniak daar buite gehad. Om daardie boom net geskree so hard as wat. Wel, ek was op die punt om te ontplof, ek moes iets doen, 'n bietjie stoom ergens afblaas. Het jy al ooit so vol geword dat jy net iets moes sê? Dis al, jy moet dit net doen. Soos Dawid gesê het, my beker loop oor, net gevul. En ek gedink, wel klein kereltjie, waarom is jy so opgewonde oor hoe ek optree? As jy jou Skepper lief gehad het soos ek het, sou jy dieselfde ding gedoen het, so. En ek het net met hom gepraat. Maar ek het opgelet, die kereltjie het my nie dop gehou nie. Hy sou sy koppie draai en afkyk soos daardie in 'n ou windval waar die vorige storms die boomtakke omgewaai het. En in die tyd wat dit sterk gewaai het, is 'n arend afgedwing in hierdie windval. En hy het net daardie arend dop gehou. Hyselike groot bruin arend, grys oë, en die groot arend het op die tak gespring. En ek het gesê, wel nou kyk hier, God, waarom het U my nou laat opgeskree? Ek sien in die sonsondergang roep van die wolf. Ek hoor hom in die roep van die eland, sien hom in die natuur, oral rondom net God. Dis goed om hier te wees, ons kan 3 tabernakels bou. Nou waarom het U daardie eekhoringkie so laat aangaan, sodat ek daar die arend kon sien? Wel, ek het die arend opgelet. Hy was skynbaar dat hy nie bang was nie. Hy was nie 'n lafaard nie.
God kan nie lafaards gebruik nie. Nee meneer. Wanneer jy God glo, moet jy hom glo met alles wat hy nou is. God wil nie enige iemand moet in die kerk sê, o ja, prys die Here, ek glo dit, dan aan die buitekant, ek weet nie, ek voel nog altyd sleg nie. Hy kan dit nie gebruik nie. Jy moet weet, jy moet God glo binne, buite, oral waar hy is, God net dieselfde glo. So het ek opgeleer, die arend was dapper, hy was nie bang nie, en ek het gewonder, waarom is jy nie bang nie? Weet jy, ek kan my geweer neem en jou skiet. Wel, as hy my gedagtes kon lees, so hy geweet het, ek het hom bewonder. Ek bewonder enig iets wat nie bang is nie, ek haat 'n lafaard. En so toe het ek hom opgeleer toe hy, wat maak jou so dapper? Wel, ek het gedink, nou hy sien my geweer wat hier in die boom staan, en hy weet, voor ek daardie geweer kon kry, en hom skiet, kon hy in daardie bome wees en ek sou hom nooit weer sien nie. Hy sou net deur daardie bome vlieg en dan sou hy hom nooit vang nie en so. Hy het dit geweet. En ek het bly oplet, hy neem sy vere hier weet en beweeg sy vere heen en weer. Ek het gedink, o ja, ek kry die idee. Sien, God het hom 'n arend gemaak en hy het hom 2 vlerke gegee om weg te kom van gevaar en hy het volmaakte geloof gehad in daardie 2 God gegewe vlerke. Ek het gedink, wat as die kerk soveel geloof gehad het in die 2 vlerke wat God hulle gegee, die Nuwe en Ou Testament? Hoe kon hy wegvlieg van probleme, wegvlieg van siekte af, wegvlieg van smart af, wegkom daarmee? Ek het hom daar dopgehou vir 'n paar oomblikke en oor daardie denne eekhoorntjie het hom net gevloek vir alles wat in hom was en hy het nooit veel aandag aan hom gegee nie en naderhand het hy moeg geword daarvoor. So hy het net een eislike groot sprong gegee en 2 groot klappe gegee met sy vlerke en hy was bo in die bome. En toe die wonderlike ding, hy het nooit meer geklap nie. Hy het net gespring en 'n paar klappe gegee en alles met sy vlerke om uit die bome uit te kom en toe het hy net geweet hoe om daardie vlerke te stel. En elke keer wat die wind sou omkom, sou hy daarop ry en ek het gestaan en hom dopgehou totdat hy kleiner en kleiner geword het, totdat hy 'n klein spikkeltjie geword het. Ek het daar gestaan en huil soos 'n baba. Dis reg, Here. Dis nie om te hardloop van plek tot plek nie, by die Methodist aansluit, by die Baptist aansluit, by die Pinksters aansluit. Dit is nie dit nie, dis net jou voete van die grond af kry en jou vlerke stel in die krag. En die Heilige Gees inkom, daarop ry net verder wegry. Hy het weggery van daardie babbel daarvan wonderwerke, het is verby, nie so iets so die doop van die Heilige Gees, dis vir 'n ander eeu, dis babbel van daardie ou aardsgebonde denne eekhoorntjies, stel net jou vlerke in die geloop en geloop daar buite en ry in die golf van die Heilige Gees wanneer hy inkom. En net verder weg, gaan reg buite gehoor afstand daarvan. Nou laat ons dit doen soos ons die woord lees en bestudeer vir die volgende 45 minute. Kom ons bid. O Here, dit is 'n genadige ding om in die teenwoordigheid van God in te kom. En ons weet dat U hoor omdat U beloof het U sou. En ons is so bly om te weet dat ons 'n verlosser het wat die enigste middelaar tussen God en mense is, wat vandag aan die regterhand is om voorspraak te maak volgens ons belydenis. Enigiets wat ons behoort te bely wat Jesus vir ons gedoen het, dan is U daar om dit te doen. Daar is 'n bloederige offer wat op die genade troon lê vandag en ons is so bly om te weet dat ons reg het om daar na toe te kom, want wanneer ons na God toe kom, wil ons met vrymoedigheid kom. Nie omdat ons dink ons is verdienstelik nie, maar omdat ons genooi is om te kom deur die Here Jesus wat gesê het, vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. O, hoe volmaak is dit. En laat ons versekering vandag plegtig op U woord rus. Want dit is waarheid, en soos daar geskrywe is, laat elke mens se woord verkeerd wees, of alleen in God se waar wees. Ons kom vandag, Here, help ons om vas te spyker en U woorde van geloof aan die ander kant om te klink. Dat ons vandag beter mense hier kan uitgaan as wat ons was toe ons ingekom het. Want ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen. I wish to read just one verse of
Romans, the 4th chapter. Ek wil net een vers van Romeine die 4de hoofstuk lees en bid dat God sy seëninge by die 17de vers sal voeg. As it is written, I have Soos made geskrywe you is, the ek het father jou of die many vader nations van baie nasies before gemaak, him, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak. dead and calleth those things which be not as though they were. En die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Now we're going to study these 2 days, the Lord willing, on faith. Nou ons gaan hier die 2 dae, as die Here wil, geloof bestudeer. Nou geloof rus nie op die verskywende sand van die mense idees nie, but upon the solid rock of God's maar op die vaste rots van God se ewige onbeweeglike woord. And faith can take its stand upon the God's word. En geloof kan sy posisie inneem op die God se woord, die rots van die eeu, en kan daar staan teen aanskoue van die dood. Rejoicing because it looks across the country to him. En juig, want dit kyk oor die land na hom wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Dit glo God. Now, the reason that I chose today this subject of Abraham Nou die rede waarom ek vandag hier die onderwerp van Abraham gekies het, is omdat ons Abraham se kinders is. The Bible said that they that are Die Bybel het gesê dat hulle wat in Christus is, Abraham se kinders is, Abraham se saad. And these promises that was made to Abraham was En not hierdie beloftes wat only aan to Abraham Abraham gemaak alone, is, but was nie net aan to Abraham his alleen nie, seed maar after aan him. sy saad na hom. Now the promises that he made Abraham. Nou die beloftes wat hy vir Abraham gemaak het, was ook vir ons. Now remember, you don't have to be born. Nou onthou, jy hoef nie uiterlik gebore te wees as 'n Jood om Abraham se saad te wees nie. Because when we are take on Christ, Want wanneer we ons are is Christus Abraham's aanneem, is ons Abraham se saad, want dit was die beloofde kind deur Isak wat Christus gebring het. En deur Christus is ons Abraham se saad. May I quote it like this? If we be dead in Christ, Mag ek then dit we so are aanhaal? Abraham's seed, As or ons dood heirs is in according to Christus, the dan promise. is ons Abraham se sade en erfgename volgens die belofte. As ons dood is in Christus, dood vir die dinge van die wêreld, lewendig in Christus. Then we are Abraham's seed, and all the promises is to Abraham. Dan is and ons his Abraham se seed saad en al die after him. beloftes is aan Abraham en sy saad na hom. Hy was 'n vader van nie 'n nasie nie, maar nasies het God hom gemaak. Oh, we could dwell on this for months. Ons kan hier by stil staan vir maande, maar ons moet net nou aan die hoogtepunte raak vir die 2 dae. And now, remember, this is to encourage your faith. That you En nou might onthou, lay dit hold is om on julle God. geloof aan te moedig dat julle hou vas op God kan kry. En alles wat hy Abraham beloof het, julle is erfgename daarvan. Now, the first place, I want you to notice that he was a father of Nou die eerste plek wil ek hê julle moet oplet dat hy die vader van nasies that was. believes on him. Elke nasie wat in hom glo aan God deur Christus. Abraham se saad erfgename volgens die belofte. And the promise that was given to Abraham, not if you En die will. belofte wat aan Abraham gegee is nie as jy sal nie. Die verbond was algeheel genade. Want toe hy dit gegee het, die verbond 'n verbond gemaak het tussen Adam en homself, Adam broke the covenant. het Adam die verbond verbreek. Elke keer verbreek die mens sy deel van die verbond, maar hierdie keer was dit absoluut onvoorwaardelik. Die verbond was. Dit was God se genade wat vasbeslote was om die mense te red. Nie as jy sal nie. Ek het, dis alreeds 'n voltooide werk. Now look, Kyk, jy sê, is dit van toepassing op my? certainly. Many people say, oh, I Sekerlik, sought baie God mense and sê, I o, ek sought het God God gesoek and I en ek sought het God God." gesoek That's en an ek het error. God gesoek. God Dis 'n fout. sought you, God het jou not you gesoek. seeking God. Nie jy wat God gesoek het. It wasn't Dit was nie Adam wat down op en to af deur die God. tuin gehardloop en geskree het, Vader, Vader, waar is U nie? It was God screaming, Adam, Dit was Adam, God wat where geskree het, art thou? Adam, Adam, waar is jy? See, he reflected then what Sien, hy all het toe man weerspieël wat die hele mens was, 'n wegkruiper. was. In plaas daarvan dat die mens reguit uitkom en sy verkeerde dinge bely, en om eerlik voor God te wees, probeer die mens agter een of ander soort vye blaar affære wegkruip. Dis steeds die natuur van die mens om dit te doen. Dis net in hom om dit te doen.
In plaas van net te belê en te sê ek's verkeerd, God help U my, of net God op sy woord neem, sal hy 'n manier probeer vind om dit te omseil. Predikers vandag, baie van hulle probeer 'n manier vind om goddelike genesing te omseil, probeer om die doop van die Heilige Gees te omseil. Daar is geen manier om dit te omseil nie. Mense gaan net voort en ontvang dit net dieselfde. Hulle gaan dit ontvang in elk geval, want dis 'n belofte van God. Nou Jesus het gesê, en ons sou nie met hom stry nie. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Dan was dit God wat aan jou hart geklop het. Nie jy wat God gesoek het nie, dit was God wat jou gesoek het. So julle sien, die verbond is vir jou ook 'n genadeverbond. Want dis God se genade wat jou roep. God het. Jy het hom nooit gekies nie. Hy het jou gekies. Uit die miljoene in die wêreld vandag het hy afgereik na onder in jou gekies, wanneer hy het jou naam op die Lam se boek van lewe geplaas voor die grondlegging van die wêreld. Dis wat die Bybel gesê het. Voor daar 'n wêreld was Jesus die lam wat geslag is vanaf die grondlegging van die wêreld. Want wanneer God enigiets spreek, is dit so volmaak. Dit moet plaasvind, en dis so goed as gedoen wanneer God dit spreek. Amen. Die probleem, die kerk is bang. Ek's bang hiervoor. Moenie bang wees nie. Jy sê, as ek net kan. Dit is nie jy nie, dis hy. Ek is nie genesing waardig nie. Natuurlik, is jy nie. Ek is nie. Niemand is nie. Maar hy is die een. Dit is nie ons waardigheid nie. Dis sy goedheid teenoor ons. Jy sê in die ou verbond, wat is 'n klein muiltjie een aand in 'n weiveld gebore sou word? Ek weet nie of jy al ooit geboor het of nie, maar hierdie muil is gebore met ore wat plat lê. Dis 'n verskriklike muil om mee te begin, en hy is bakbeen en hy is skeel. Sy stert staan regop. Wat 'n verskriklike muil. Nou as hy kon omkyk na sy mamma, sou hy sê, weet jy wat, sodra die baas van die huis uitkom, sal hy my kop in mekaar slaan. Ek's nie eens die kos werd wat ek sou eet nie. Ek is niks werd. Maar as sy mamma regtig geleer was, sou sy sê, wag 'n bietjie seun, net 'n oomblik, ek gaan nou iets vertel wat jy nie weet nie. You don't know who you are, son. Dis wat ek vir julle wil sê, sien. Jy weet nie wie jy is nie, seun. Jy sien, jy is gebore met 'n geboortereg. En wanneer die baas van die huis, ek gee nie om hoe jy lyk nie, wanneer die baas van die huis uitkom om te sien, hy het 'n nuwe muil wat gebore is, dan is die ding wat hy moet doen, is om 'n lam sonder 'n gebrek te gaan haal. En daardie volmaakte lam te neem, en daardie volmaakte lam sterf, sodat jy kan lewe. Dan kan die klein muiltjie sy hakke opskop en 'n lekker tyd hê. Al dis hoe dit met ons is. Ons is onvolmaak, niks werd gebore in sondige vorm en ongeregtigheid, kom met leuns in die wêreld, en ons is niks werd van die begin af. Maar God kyk nie na jou nie, hy kyk na die offerande, hy kyk na die lam, hy sien jou nie. Want hy sien Christus, Jesus het vir jou gesterf. Nou as jy een of ander fout met Jesus kan vind, dan mag jou genesing dalk nie reg wees nie. Maar as jy geen fout met hom vind nie, is dit volmaak. Sekerlik jy sien. God het jou geroep deur sy genade, nie omdat jy wou nie, maar omdat God wou. Die skrif het gesê, was die lam wat geslag is vanaf die grondlegging van die wêreld, dit was God se woord. Wanneer God spreek, is dit net dan so goed as afgehandel. So hoe gaan jy die doop van die Heilige Gees uitwis? Hoe gaan jy die gawes uitwis? Hoe gaan julle die kerk uitwis? Jy kan dit nie doen nie. God het dit gespreek en dit gaan wees, dit handel dit af, sekerlik. Dit sal iewers materialiseer. Toe God vooruitgesien het deur sy voorkennis hoe hy die wêreld van sonde en verderwing sou verlos. Hy het Christus doodgemaak voor die grondlegging van die wêreld, toe hy die woord gespreek het 4000 jaar voor dit gemanifesteer is. Nou die boek van Openbaring sê, wanneer die Antichrist op die aarde kom, sal hy almal mislei. Almal op die aarde wie se name nie geskryf was in die Lam se boek van die lewe van
die laaste herlewing af nie. From the foundation Nee, van die grondlegging van die wêreld af. God het deur voorkennis vir jou geken en jou geroep in Christus. En jou naam op die Lam se boek van die lewe geplaas voor die grondlegging van die wêreld. Of is jy bang om sy woord vir enigiets te vat? Moenie bang wees nie. Noem die ding reg, ek is 'n erfgenaam hiervan. O, ek weet ek verdien dit nie, maar ek is 'n erfgenaam in elk geval. Omdat ek 'n erfgenaam is, ontvang ek dit. Amen, dis reg, daar het julle dit, omdat ek 'n erfgenaam is. Dis reg. Ons is 'n erfgenaam van verlossing, erfgenaam van die Heilige Gees. Ek is 'n erfgenaam omdat Jesus die prys betaal het. Niks wat ek moes doen nie, ek het net 'n erfgenaam daarvan geword. Amen. Ek is genees want ek is 'n erfgenaam daarvan. Siektes is weg, my beproewing is weg. Hoekom? Want ek's 'n erfgenaam daarvan. O, volmaakte versekering, Jesus is myn. O, wat 'n voorsmaak van goddelike heerlikheid. Erfgenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Dis ons storie. O, dan kan Satan dit nie verduur nie, sien, want hy's 'n verslaane wese. Hy's niks anders as 'n bluf nie. Jesus het die prys betaal, ons geroep deur sy genade. Ons is 'n erfgenaam. Watter perfekte opset is dit? Sien, hy is al reeds verslaan. Ek het hom nooit verslaan nie. Christus het hom verslaan. Ek eis net my eie Godgegewe voorregte. Dis al wat jy doen. Jy sê net vir Satan, gaan weg van hier af. Ek het 'n titelakte van hierdie gebou. Dis myne, ek het dit geërf. Let op Abraham, hy was net 'n gewone man, het gekom van die toring van Babel saam met sy vader. En hulle het gevestig in die, was waarskynlik bo in die land van die Sinia. Of verder afgekom na die stad Ur in die land van die Kaldeers. Hy was net 'n gewone man, nie niks, geen heilige nie, geen God nie. Net 'n gewone man, ja, 'n Syriër. Net 'n gewone man, niks aan hom anders as enigiemand anders nie, net so min as wat jy is. Net 'n gewone persoon, maar God het iets in hom gesien en hy het hom geroep. Hy het dieselfde ding in elke wedergebore man en vrou hier gesien. Nou, Abraham was nie bang om syne aan die werk te sit nie, is jy? Dieselfde geloof wat hy vir Abraham gegee het, hy gee dit vrylik vir jou, as jy dit sal gebruik. Ja, ek het 'n geweer, dit sal skiet, dis 'n goeie geweer wat reg skiet, ek hang dit op teen die muur. Ek sê, ja, o, sekerlik, ek het 'n geweer. Wat maak jy daarmee? Dit hang teen die muur. Dis geloof. Mense sê, o, ek's 'n Christen. O, ek glo God kan. Maar wat doen jy daarmee? Laat dit werk, laat dit vry, doen iets daarmee, gaan uit en soek die duiwel waar hy is. Jy is nog steeds seer, sê, jy's 'n leienaar. Kry hom met die versier, kry hom met die teleskoop, moenie bang wees om die sneller te trek nie, want dit sal so seker as enigiets afgaan. Ja meneer, dit sal boemerang op hom, so hou vas. Abraham soos God het daardie dinge wat nie was nie genoem asof hulle was. Enigiets teenstrydig met God se belofte was 'n leuen vir Abraham. Enigiets teenstrydig. So toe Abraham begin het, toe God hom geroep het, kyk nou, die eerste ding wat God aan Abraham gedoen het, was om 'n absoluut skeiding te vra. Dis presies, jy moet jouself skei van alle ongeloof, wegkom daarvan, dis reg, jy moet wegkom van ongeloof. God het Abraham geroep om homself te skei van sy familie, van alles wat hy gehad het, dat hy saam met hom kon wandel, hom 'n vreemde land gegee. Dis hoe elke sondaar, wanneer hy gered word, hy kom in 'n vreemde land in, onder vreemde mense, God vra vir 'n skeiding. Hy het gesê, Abraham, hy sou vir hom hierdie baba gee.
Nou Sarah was 65 en Abraham was 75. Ek wil hê julle moet oplet hoe hy hom laat begin het. Nou, ons sê ons is Abraham se saad. Nou Sarah 65, 40, 50, 60. Dis 25 jaar verby menopause. Saam met haar gewoon vandat sy was halfsuster, waarskynlik met haar getrou het toe sy 18 jaar oud was. En hier is sy 65 jaar oud en Abraham 75 jaar oud. God het vir Abraham gesê dat hy vir hom 'n kind by Sarah sou gee. Nou skei jouself van al die ongeloof en ek sal dit laat gebeur. En as jy oplet, hy het dit nooit laat gebeur totdat Abraham heeltemal gedoen het wat God hom beveel het om te doen nie. Abraham het rondgeswerp en alles anders gedoen, maar God het hom nooit gesien nie. Totdat hy homself absoluut geskei het van alles wat hy vir hom gesê het om te doen. En God sal jou nooit seën en dit laat gebeur totdat jy gereed is om jouself te skei. Van alles teenstrydig met God se woord, net jouself daarvan af te skei nie. Ek gee nie om wat die dokter sê, wat die sielskunde sê, wat enigiets anders sê nie. God het so gesê en dit maak dit reg. Ek kan hoor God gee om die opdrag vandag. Wel, ek het 'n gemengde gehoor, skare hier in die gehoor. Luister en nou na my. Julle sal luister na julle dokter. Trent elke 28 dae, julle weet waarvan ek praat. Ek sien Abraham opstaan die volgende oggend nadat hy vir Sarah vertel en gesê het: "Sarah skat, ja skat, is daar enige verskil?" Nee, geen verskil nie. Wel, glorie aan God, ons gaan dit in elk geval hê. Gaan af na die winkel en koop vir jou 'n paar babakoosies en koop 'n bietjie vooloogmateriaal en 'n paar spelde en maak gereed want ons gaan 'n baba hê. Wel skat, ek is 65. Dit maak geen verskil nie. God het so gesê, dit handel dit af. Dis Abraham saad glo dieselfde ding. As God so gesê het, handel dit af. Dis al wat daarin is. God het so gesê, dis die eerste ding, jy sien niks anders as God se woord, God se belofte nie. Dit het alreeds gebeur omdat God so gesê het. Dis 'n voltooide werk toe God so gesê het. Waarom maak ek staat op daardie visioene, soos in Afrika daardie blindes dowes sien, en dit sien voor dit gebeur, en buite staan en uitdag ook 500,000 in Bombay. Hoekom? God het so gesê, dit moet gebeur. God het so gesê, dit handel dit af. As dit altyd God is dit altyd reg. So moenie probeer om jou eie intellek te gebruik nie. Gebruik jou hart. Nou onthou jy probeer nooit redeneer nie. Ons wye redenasie. Wel in die tuin van Eden het die duiwel 'n man se kop geneem om deur te werk. God het 'n mens se hart geneem en die man werk altyd met wat hy kan sien en geloof laat hom dinge glo wat hy nie kan sien nie. Maar hy glo dit omdat God so gesê het. Dit handel dit af. Dis net die storie van geloof. Nou toe gaan Abraham uit. Kan jy jou voorstel 'n ou man 6 of 75 en 'n vrou 65 gaan dorp toe sê, dokter, ons wil graag die besprekings by die hospitaal maak vir 'n pasgebore baba. O, jou kleinkind. Nee, onsin. Julle sin, hoe oud is hierdie vrou? 65. Hoe oud is jy? 75. En jy gaan oorwelik, ja meneer. Wat is jou adres? Ek sal jou later bel. Sjoe, hy span sy kop af. Elke mens wat God glo word dieselfde beskou, want geloof is belaglik vir enige iemand, behalwe hy wat dit het en God wat dit gee. Die wêreld is so intellektueel dat dit nie geloof sien nie. Dit was net so werklik vir Abraham soos die son wat skyn of enigiets anders, omdat sy hart so gesê het. God bly in die beheertoring van jou hart, beheer jou emosies, beheer jou geloof, beheer alles wat jy is. Wanneer God in die hart inkom, neem hy oor. Nou ons kan Sarah sien, nou gaan ons nog 30 dae wag op 28 dae. Hoe voel jy, skat? Niks anders nie. Halleluja, ons sal dit hê in elk geval. God het so gesê. 'n jaar gaan verby. Hoe voel jy, skat? Niks anders nie. Prys God, ons sal dit in elk geval hê. 10 jaar gaan verby. Hoe voel jy, skat? Niks anders nie. Halleluja, dit gaan groter as ooit wees. Nou in plaas van 65 is jy 75.
reg totdat sy amper 100 was. Hy was steeds, hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk, het aan God eer gegee. In plaas van om swakker te word, het hy sterker geword. En ons kom in die gebedsry en gaan na die diens toe en ons sien die teenwoordigheid van God. Ons sê, Here Jesus, ek glo, U het my hand genees. En omtrent 'n uur gaan buitentoe, nou hoe gaan dit met daardie hand? Jy het gesê, wel, ek weet nie. Volgende oggend daardie hand beter. Ek kan dit net nie sien nie. Seuns van Abraham. Wees sterk, ons kan nie 5 minute op hom wag nie, en Abraham het 25 jaar op hom gewag, die heeltyd sterker geword. En ons begin die eerste minuut verswak, tyd wat jy van die platform afgaan. As dit nie 'n spontane wonderwerk is nie, dan begin jy sê, o, ek reken nie, miskien behoort ek terug te gaan wanneer broer Roberts kom. Nou, miskien gee broer Branham my nog 'n gebedskaart en ek sal deurgaan. Abraham se kinders. Wanneer God se woord waar en eg gemaak is in jou hart, is enigiets teenstrydig enige tyd te leen. God het die waarheid gepraat, dis reg, dit gaan in elk geval gebeur. Hoe gaan dit met jou hand? Geen verskil wat ek kan sien nie, maar prys God, is genees in elk geval, God het so gesê. Ek onthou ou John Ryan, hy het deur die gebedsry gekom by Fort Wayne, was blind vir jare, en hy was Katoliek van geloof, en het deur die gebedsry gekom. Nou aan julle Katolieke, julle weet, ek is ook Katoliek. Julle dit geweet, het julle nie? Sekerlik, ek is Katoliek. Ek het 'n kerel ontmoet nou die dag, hy het gesê, Billy, die vreemde ding vir my is, dat jy jou opregtheid en tog nie Katoliek nie. Hoe het ek gesê, ek is 'n Katoliek? Hy het gesê, ek het dit nie geweet nie. Ek het gesê, o ja, gesê, ag, nou. Ek het gesê, sekerlik, ja meneer. Ek het gesê, nou dit is waar, my mense is Katoliek, jy weet. En ek het gesê, is dit waar dat die Katolieke kerk leer, dat hierdie die geskiedenis van die Katolieke kerk is? Jesus Christus het die Katolieke kerk georden, 12 apostels het Petrus die eerste paus gemaak. Dis reg, hulle sal daarmee saamstem. Ek het gesê, wel dan, jy weet, toe hy die eerste paus Petrus opgestel het, en hy al die apostels opgestel het, en hulle het hierdie geskryf, ek het gesê, nou natuurlijk, jy sê die kerk het mag en gesag om enigiets te verander wat hulle wil. Hy glo dit, sien, hulle leer nie die Bybel nie, want dis iets in die verlede. Ek het gesê, dan glo ek net wat die eerste groep Katolieke geleer het, so ek se oudtydse Katoliek, so ek. Petrus het gesê, daar's geen ander middelaar tussen God en die mens nie, die eerste paus wat saam met Jesus gewandel het. En nou het jy allerlei soorte dooie vroue en dooie mans wat voorspraak maak en dinge, ek sien. Ek dink nie, ek glo die oudtydse Katoliek. Jy weet, Jesus die stigter het gesê in die laaste boek van die Bybel, as iemand enigiets sal uitneem, of enigiets byvoeg, sal dit uit die deel van die boek van die lewe geneem word. So ek sou net liewer 'n oudtydse Katoliek wees, sien. So hierdie man het na die platform toe gekom en hy het gesê, en hy het verbygegaan, en die Heilige Gees het gekom en gesê, jy is blind meneer, jou naam is John Ryan. Ja meneer, dis reg. Ek het gesê, jy bedel vir jou lewe en verkoop potlode of koerante, is dit op? O, ja meneer, dit is reg. Ek het gesê, jy was blind van 'n ontploffing wat jare gelede gebeur het. Dis waar, sien, het hy gesê. En ek het teruggekyk en ek het die ou man gesien, in 'n visioen gesien, ek het gesê, so spreek die Here, jy's genees. Hy het van die platform af weggegaan, hy het gesê, maar ek sien nie. Ek het gesê, dit het niks daarmee te doen nie, jy sal reeds genees, God het so gesê, ek het dit in 'n visioen gesien. Hy het gesê, wel, wat sal ek doen? Hy het gesê, hou net aan om God te prys, omdat hy jou genees het. So hy het binne 'n paar minute teruggekom, hy het gesê, maar ek is nog nie genees nie. Ek het gesê, jy het vir my gesê, jy glo my. Hy het gesê, ek het, en ek het gesê, glo jy nog steeds? Hy het gesê, ek glo. Ek het gesê, waaroor ondervra jy my dan? Gaan aan glo. Hy het gesê, wel, wat moet ek doen? Hy het gesê, ek is Katoliek. Hy het gesê, wel, dis alles reg, maar ek wil hê, jy moet aanhou glo. Hy het gesê, wat moet ek doen? Hou aan om God te dank vir jou genesing, net soos Abraham het. Noem daardie dinge wat nie is nie, as 'n wel is. En die volgende aand het hy bo op die tweede balkon gesit en elke nou en dan, so hy sê, almal bly stil. En hy sou opstaan en sê, prys die Here vir my genesing. Weer gaan sit. Ek het gepreek, hy sou my net stop. En elke hy sou op die hoek staan en sy koerante verkoop en skree, ekstra. Prys die Here vir my genesing, ekstra. Prys die Here vir my genesing.
en sy koerante verkoop. Omtrent 2 of 3 weke nadat ek weg is, het 'n klein seentjie hom na die haarkapper toe gelei. Nou preek hy goddelike genesing op die veld vandag, en so hom na die haarkapper toe gelei vir 'n skeer. Wel, die slim barbeertjie, julle weet, hy het meer intelligensie gehad as wat hy moet gehad het om te weet hoe om te beheer. So het hom in die barbierstoel laat sit en sy kakebeen vol seep gesmeer en omtrent een kan afgeskeer. Hy het gesê, "Sê pa, ek het gehoor jy het die goddelike genesing gaan sien toe hy gekom het." Hy sê, "Ja, ek het gegaan." Hy het gesê, "Ek het gehoor jy is genees." Hy het gesê, "Ja, prys die Here vir my genesing." En sy oë het oopgegaan. En hy het opgespring in die barbierstoel met die handdoek om sy nek en die barbier wat hom gejaag het met 'n skeer met sy hand in die straat op met hulle gegaan. "Prys die Here vir my genesing." See, he stayed with it. Stay with it. Hold on, God said so. Sien, hy het daarby gebly. Bly daarby, hou vas. God het so gesê, dit handel dit af. Bly net daar. Hoor, dit sal plaasvind as jy dit kan glo. Amen, hou vas. Dis wat Abraham. Wel, die dokter sê, "O kerel, jy beter terug gaan huis toe, want jy raak 'n bietjie van jou verstand af." Hy is glorie aan God, ons sal dit hê in elk geval. Miskien het die dokter 'n hardloper uitgestuur en gesê, "Haai, wat van haar baba geval?" Gaan dit in elk geval hê. Prys die Here, gaan dit hê in elk geval. Dis alles klaar, God het so gesê. Ons het die stewels, ons het die spelde, ons het die voëloog, ons het alles gereed, dit kom. Wanneer gaan dit hier wees? Ek weet nie, maar God het dit gesê in elk geval, ons gaan dit hê. Amen. Dit handel dit af. Ek weet nie wanneer dit gaan wees nie, dit hang van sy wysheid af, maar ons gaan dit hê. Amen. Wanneer 'n man God op sy woord neem, gaan jy dit kry. Geen om wat gebeur nie. God het so gesê wat dit vir altyd afhandel. God het so gesê, dis al wat dit is. Dan sien ons eerste ding waarvan jy weet dat Abraham nog nie by die plek gekom nie. Hy het geneem in plaas van om leen te gaan soos God vir hom gesê het om te doen, homself te skei. Hy het die ou man saamgeneem, sy pa, en toe was dit moeilikheid totdat hy weg was. Toe het Lot hier gekom, sy neef daar het argumente begin. Hulle sien God wil hê jy moet doen wat hy sê om te doen. Moenie wag sê, nou ek sou afgaan na daardie diens toe, ek sal Susie bring, maar haar ma glo nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Sien, skei jouself van alle ongeloof, dan sal God namens jou optree, hy sal vir jou optree. Nou ons kan hulle sien afgaan en eerste ding kom 'n paar argumente en nou Abraham wat opgetree het soos 'n Christen sou, het gewys God se geloof, die Gees in hom was. Hy het vir Lot sy eie keuse gegee. Dis hoe 'n Christen se gees maak, dit gaan altyd die ekstra myl op, Gerias. Nou kyk op, hier is die land. Ons sal nie stry nie, ons is broers. Jy net, as jy oos gaan, sal ek wes gaan. As jy suid gaan, sal ek noord gaan. Maar ons sal nie stry nie, laat ons broers wees, want ons is familie. Ek het 'n rukkie gelede met 'n jong man gepraat, ons het van God gepraat, en ek het gesê, jy sien die gees van God in 'n man. Hy ontmoet iemand, dis soos deur donker glas, maar hy weet daardie iets daarin is sy broer. Wat 'n liefde! Eendag wanneer haar die sluier weggeneem word, dan sal ons ken, soos ons geken word. Maar Abraham het Lot die keuse gegee. Nou natuurlik, Lot is 'n man van die wêreld, hy het rondgekyk vir die beste. So hy het rondgekyk om te sien waar die diens was wat die meeste sou betaal. So hy het rondgekyk om uit te vind waar die grootste vir hom sou wees. So hy het begin kyk na Sodom. Nou hy het Sodom gesien, die mooi besproeide velde van die rivier, soos hy die vlaktes daar nat gemaak het en gras en baie gras by die koeie, en hierdie was heeltemal onvrugbaar hierbo. Dis hoe mense hulle keuse maak vandag. Hulle sê, wel, as ek godsdienstig sal wees, sal ek hierse kerk wat reeds gevestig is, dis 'n magtige kerk, dis 'n groot kerk, het baie geld, dis goeie mense. Wees versigtig, deur geloof. Kies ons sien deur geloof. Nou, Lot het Sodom in al sy goedheid gesien, maar hy het nie sy kinders gesien brand daarbo nie. Hy het nooit sy vrou daar buite in die vlaktes gesien staan as 'n soutpilaar nie. Hy het nie daai dinge gesien nie. Hy het gedink miskien 'n paar ekstra dollars wat hy kan maak, maar hy het nooit daar die ander goed gesien nie. Dis waarin ons in geloof moet kyk en sien, soos Moses wat deur dieselfde venster gekyk het wat Farao het, na dieselfde mense. Farao het hulle moddertrappers genoem. Dis al wat hulle was, net 'n klomp slawe, maar deur geloof het Moses hulle gesien as die beloofde mense.
Toe ek die Baptiste kerk verlaat het om oor te kom om by die volle evangelie te wees, wel dit was nogal 'n ding, maar ek het so gedink, hulle het iets, hulle het die gees. Nou, nie om die Baptiste kerk te minag nie, nee meneer, hulle is my broer, sien, maar ek het iets groots gesien, ek het die moontlikhede van 'n verenigde kerk gesien, soos vanmiddag hier is. O, goeieste, dis die verskillende fases van hulle wat almal by mekaar kom as een. Dis wanneer God gaan beweeg, dis wat die millennium keer, o, dis wat die gees van God keer, om hierdie groot kerk te neem. Is omdat nie, dit is geskei, maar wanneer ons by mekaar kom, wanneer die mense oor wie my naam geroep is, hulle self sal vergader. So toe het Lot soontoe gegaan, ons verstaan dat hy in moeilikheid beland het. En toe sodra Lot weggegaan het en God Abraham gekry het, toe Abraham alles vervul het, wat hy God beloof het, of God hom beloof het, dat hy hom sou doen, toe het God na hom toe gekom. Nou, wanneer jy jouself heeltemal skei van al die etikette wat God nie wil hê jy moet hê nie, dan sal God na jou toe kom. Rise up, Abraham. Hy het gesê, staan op Abraham, kyk oos, noord, wes, suid, dis alles joune. Ek gee dit alles vir jou. Die ootmoedige sal die aarde beerwe, ons weet dit. Let op, kyk oral, dis alles joune. Staan op, moenie net daar sit nie, staan op en loop deur die land. Kyk hoe jy daarvan hou. Dis die probleem met mense vandag wat hulle self Christene noem. Iemand sê, jy weet, as ek enigiets besit het, so ek wil sien wat ek het, ek's nuuskierig. As iemand vir my hy sou gee, so ek na elke duim daarvan kyk, ek wil sien hoe dit lyk opklim. Dit is wanneer ek 'n Christen word, ek wil sien waarvan ek erfgenaam is. Amen. O goeieste, vind 'n hele pakhuis vol beloftes. Soos ek dis nie net gaan in jou naam op die kerkboek sit en die beste doen wat jy kan nie. Jy's 'n erfgenaam. Halleluja. Kyk die pakhuis deur tog. Dis eislike groot arkade. Jy is daarin gedoop, dis joune, jy het dit geërf. Ek sou rondgaan in hierdie toonbank kyk en kyk wat ek hier het, en hierna toe gaan kyk wat ek hier het. Enigiets wat 'n bietjie te hoog lyk, sal ek my leer kry en opklim soontoe. As ek enigiets sien wat 'n bietjie buite my bereik lyk van goddelike genesing of iets, sal ek op Jakob se leer klim en net aanhou klim totdat ek opkom waar dit is. Ek wil sien waaroor dit alles gaan. Heir of salvation, heir of divine healing. Jy is erfgenaam daarvan, erfgenaam van verlossing, erfgenaam van goddelike genesing, erfgenaam van elke verlossingsseëning waarvoor Jesus gesterf het. Jy is erfgenaam daarvan, want jy is Abraham se saad, jy is erfgenaam van die hele ding. Amen, ek voel godsdienstig, amen, weet dat ek erfgenaam is. Julle mag dink ek's net 'n bietjie mal, maar as ek is, los my net uit. Ek is gelukkiger op hierdie manier as wat ek was op die ander manier. So ek hou die meeste van hierdie manier en so, maar ek weet dat ek erfgenaam is, erfgenaam van verlossing, erfgenaam van elke belofte. Wel, julle Pinkstermense, julle sing. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. That act like it. Amen. Walk around, see what you... Tree dan so op, amen, loop rond en kyk wat jy hier binne het, dis alles joune, jy is erfgenaam daarvan, so loop rond, neem besit. Dit behoort aan jou, God het dit vir jou gegee, wat 'n pragtige belofte daar. Toe vind ons uit, daardie probleem het ontstaan onder in Sodom. Konings het deurgekom en Lot geneem, hom en sy vroue weggevoer, en Abraham het dit gehoor. Nou Abraham het weer die rol van 'n Christen gespeel, van Christus wat uitgaan, agter die gevalle broer aan om hom terug te bring. Christus het uitgegaan agter die gevalle broer aan om hom terug te bring. Hier is net 'n ietsie aan die kant, nou smeer julle net hierdie botter op na julle by die huis kom. Dink daaraan. Luister, sodra hulle teruggekom het Abraham van die slagting van die konings af, het die konings uitgekom om hom te ontmoet. En Melchisedek het gekom om hom te ontmoet wat die koning van Salem was, wat die koning van Jerusalem, koning van vrede was. Hy het geen vader gehad nie, hy het geen moeder gehad nie, hy het geen begin van dae of geen einde van lewe gehad nie. Hy lewe nog altyd wie hy ook al was. Hy is nooit gebore nie, hy het nooit 'n pappa gehad nie, hy het nooit 'n mamma gehad nie, hy het nooit 'n dag gehad wat hy begin het nie, en nooit 'n dag wat hy sal eindig nie. Wie was hy? Hou hierdie kerel op. As soon as the battle was over, what did he bring out? Bread and wine. Sodra die stryd verby was, wat het hy uitgebring? Brood en wyn, die nagmaal. En hulle het nagmaal geneem, dat die stryd verby was, laat ons nou veg die verlore broer terugbring. Jesus said, I'll drink it anew with you in the Father's kingdom after the battle's over.
Jesus het gesê, ek sal dit ook nie saam met julle drink in die Vader se koninkryk, na die stryd verby is. Amen. Sien, Melchizedek het uitgekom, Abraham ontmoet en vir hom nagmaal gegee. And some of you mothers, I want you to notice something here too. On the tithe payment. En party van julle moeders, ek wil hê julle moet iets hier oplet, ook oor tiende betaal. Nou Levi was nog in die lendene van Abraham toe hy Melchizedek ontmoet het. En die tiendes wat Abraham aan Melchizedek betaal het, is aan Levi toegereken. Want die Bybel het gesê dat Levi wat tiendes ontvang het, tiendes betaal het, want hy was nog in die lendene van Abraham toe hy Melchizedek ontmoet het, wat sy oorgrootjie was. Ek wens dat ek genoeg tyd hier gehad het om te preek oor saai in die wind en maai die warrelwind vir julle. Luister hier, dis wat Amerika gedoen het. Kyk na hierdie verderige lang tyd gelede, die ou vlerretjie van lank gelede. Haar dogter is vandag 'n revue sangeres. Wat gaan haar dogter wees? Sien wat julle doen. Dra iets oor na julle geslagte, wat julle kom sondevolk tot 3 en 4 geslagte in geregtigheid ook. Want daar, hy het dit aan Levi toegereken, tiendes betaal toe hy in die lendene van sy oorgrootjie was. Abraham was die vader van Isak, Isak was die vader van Jakob, Jakob was die vader van Levi. Daar het julle dit, oorgrootjie, hy het tiendes in die lendene van Abraham betaal. Wat 'n pragtige ding daar, mense. Lewe reg, dit sal iets doen aan jou kinders wat na jou kom. Aan. Gewoon reg lewe, reg doen, jouself skei van die dinge van die wêreld en goddelik lewe in hierdie huidige wêreld vir Christus Jesus. Laat ons net 'n bietjie verder spring. Ons het nog omtrent 7 of 8 minute volgens die tyd van die horlosie. Nou laat ons net 'n bietjie verder gaan. Toe wou God hierdie eed maak of hierdie eed aan Abraham bevestig. Nou word hy baie oud. Nee, ek wil hê julle moet nou neem jou kersietert en kry jou vork om die put op sy te sit as jy intref. En dan as jy nie, dan sit jy jou put op sy en hou aan tert eet. En as jy hoender eet, ek eet nooit die been nie, maar dit keer my nooit om hoender te eet nie. Ek hou net aan hoender eet, sit die been op sy. Dis hoe julle nou maak, dieselfde ding. He's going to confirm the oath to him. So he said, Abraham goes out and he said, hy gaan die eed aan hom bevestig, so hy het gesê, Abraham gaan uit en hy het gesê, kry vir my 'n vers van 3 jaar oud en die ram en sopoorts en 'n tortelduif en 'n duif. So as julle oplet, Abraham het die offerhanders gereed gemaak en hulle middeldeur gesny en hulle langs mekaar neergelê, maar die tortelduif en die jong duif het hy nie middeldeur gesny nie. En as ons tyd gehad het om daarop in te gaan oor daardie goddelike genesing, sien waarom hy hulle nie gesny het nie. Maar toe hy hulle egter langs mekaar neergelê het, het Abraham toe dopgehou, die voëls weghou van die offerhande, tot die son ondergegaan het. O, kyk nou hoe hy hierdie eed bevestig, en o, my Armeense broer, sit net 'n oomblik stil, luister hierna. Let op, net toe die son ondergegaan het, het 'n groot verskrikking Abraham oorval. Dood wat alle mense beskore is. Verskrikking. Toe daarna het 'n vuur oongekom, elke mens behoort hel toe te gaan, maar daarna het 'n klein wit liggie gekom en tussen hulle deurgegaan. O, goeie, begryp julle dit waarvan hy praat? Christus, julle sien. Nou let op nou hier in Amerika. Wanneer ons 'n verbond maak, gaan ons uit en eet toebroodjie en bespreek dit, staan op, skud mekaar se hand. Dis ooreengekom. Dis hoe ons 'n verbond maak. In Japan is die manier wat hulle verbond maak, verstaan ek, om bietjie sout te vat, hulle gooi sout op mekaar. Dit was 'n verbond wat 'n verbond maak en ons skud hande. Elke plek en elke volk het sy gebruike. Vir Abraham in die oosterse land was die verbond toe, as hulle 'n verbond gemaak het, dat hulle dit uitgeskryf op 'n stuk papier, op 'n stuk geskrif van een of ander soort, en dan het hulle 'n dier doodgemaak en die dier opgesny en tussen hierdie dier se liggaam gestaan en hierdie stuk papier geneem, hulle eet afgelê en dit uitmekaar geskeur. Een vir een party gegee, die ander party het die ander geneem en 'n eet afgelê dat hulle liggaam soos hierdie dooie dier sal wees as hulle ooit hierdie verbond verbreek het. Sien, en dan wanneer hulle ontmoet het, moes albei daardie stukkies papier op mekaar pas, want jy kan dit nie op enige manier dupliseer so dit geskeur is nie. Dit moet dieselfde wees. God
Sien julle wat gebeur het? Kyk, God het deur Abraham se saad vir Christus na Golgotha geneem en hy het hom uitmekaar geskeur. Die siel weggeskeur van die liggaam. Hy het die liggaam opgerig en daardie deel van die verbond geneem en dit aan sy regterhand gesit en die Heilige Gees teruggestuur na die kerk, so die kerk sal gevul moet word met dieselfde Gees wat in Christus was. By die opstanding moet dit inpas by mekaar. Halleluja. Wat is dit? Abraham se saad. Glorie. Hoe ek voel baie godsdienstig. Ja, meneer. See, you could join church, you can do anything you want to, but the Spirit. En jy kan by die kerk aansluit, jy kan enigiets doen wat jy wil, maar die Gees wat Christus uit die dood opgewek het, moet in jou wees. Amen. Hy het hom uitmekaar geskeur. Ons het die Heilige Gees gekry, hy het die liggaam, eendag sal dit by mekaar kom, ons sal een wees. Daardie dag sal julle weet dat ek en God is God en my en ek en julle en ek. Op daardie dag begryp hulle dit bevestig met 'n eed by homself dat dit is wat hy sou doen. Hoe kan jy inkom? Hoe kan jy geloof? Geen wonder hierdie mense, baie mense in die wêreld vandag glo nie in goddelike genesing nie. Hulle het nooit daardie verbond ontvang nie. Wanneer God jou die verbond gee, gee jou die Gees, die Christus, die ding wat in Abraham was, kom in jou in. Jy glo in dit net soos Abraham glo. Hy kies jou deur geloof en neem die Gees wat in Christus was en sit in jou. Soos ek gisteraan gesê het, miskien 'n lepel vol, maar dit is dieselfde soort chemikalie wat in die hele Christus was. Julle is 'n deel daarvan, wanneer julle seuns van God, dogters van God, gebore uit die Gees. Dan laat daar dieselfde Gees jou enigiets teenstrydig met God se woord noem asof dit nie was nie. Daar het julle, dis die verbond wat hy met hom gemaak het. Toe nadat hy die verbond gemaak het, ons is nou in die 17de hoofstuk, het begin by 11 van ons gaan oor na 17de hoogtepunt terug. En dan sal ons afsluit, want ons het net 'n paar minute. Nadat hy dit gedoen het, toe het hy aan hom verskyn in die 17de hoofstuk van Genesis. En hy het aan hom verskyn in die naam van God Almagtig, groot God Almagtig. Ek hou van daardie naam, Almagtig. As hy Almagtige God is, kan hy alles doen, en as hy nie alles kan doen nie, dan is hy nie Almagtige God nie. Ek hou daarvan. En die woord van Elohim, El was God, hy, sy eintlik was die naam El Shaddai. Ek mag nie daardie woord net reg uitspreek nie, El Shaddai. El is God, like Elohim. Nou, El is God, soos Elohim. Shad is 'n bors, soos van 'n vrou. Shaddai is meervoud, borste met borste. Dan is hy die God met borste. What a consolation to a man now 100 years old, holding on to a promise for a baby through Wat 'n troos vir 'n man nou 100 jaar oud wat vashou aan 'n belofte vir 'n baba by sy vrou op 90 jaar oud. Ek is die God met borste, ek is die kraggewer aan my mense wat my belofte het. Ek het 'n bors vir hulle om krag uit te voed. Jy's 90, jy's 100 jaar oud, Sarah's 90, maar ek is die een met borste, ek is die kraggewer. Dis al wat dit verg. Sê broer Branham, die dokter het vir my gesê ek het kanker gaan sterf. But I am the breasted one. Maar ek is die een met borste, ek's Elohim, ek's El Shaddai. O Abraham, jy's so klein opgetrekte, verskrompelde kereltjie, dis reg. 100 jaar oud, krom en lang van baard en langharige boë en klein ou Saretjie. But I am the breasted Net omtrent so groot soos jou vuis, maar ek is die God met borste. How is he breasted? Hoe het hy borste? Een, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Elke gelowige van Abraham, hy is steeds die een met borste. If he needs salvation, he's got what it takes to give you salvation. As jy verlossing nodig het, het hy wat nodig is om jou verlossing te gee. Hy het 2 borste hier, die Nuwe en Ou Testament. Jy lê net reg daarteen en begin drink. Sê wel, ek was 'n vreeslike sondaar. Just keep nursing. Watch how your eyes begin Dit to aandrink, kyk hoe jou oë begin helder word en jy kom weg van daardie allergie wat jy gehad het, geestelik allergie. That anemic condition, your blood's all gone. Just nurse from his strength.
Daardie anemiese toestand, jy het geen bloed nie, drink net uit sy krag, suig uit sy belofte, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, die een met borste. En nog 'n ding, net soos 'n baba wanneer dit siek is, en knieserig en baie ontsteld en gepla, as die ma daardie babatjie sal neem en dit aan haar bors sit en dit net 'n bietjie streel en wanneer dis nog nie gesond nie, maar sodra dit die moeder se bors beet kry en daardie melk van moeder proe, begin dit tevrede raak. En wanneer 'n kind van God, hier is dit, kry dit, wanneer 'n kind van God begin breek dit daardie donker mis van ongeloof en hou vas op God se belofte kry. En begin suig daaruit, dan bly dit stil oor sy siekte, dit begin suig daaruit, dis tevrede. Hulle sê nie, wel, daar's geen verskil met my hand nie. Dit kyk nie eers meer na die hand nie, hoekom? Dit kyk na waar sy krag vandaan kom, my krag kom van die Here, halleluja. Halleluja beteken prys ons God. Hy is al die lofwaardig, hy is die een met borste. Lê teen hom en begin suig, kry die eerste groot mondvol. Hoeveel vitamine het dit daarin? Wiste dan weer, ek is die Here wat jou genees, ek terwille van ons oortredinge, is hy deurboor deur sy wonde daar van ons genesing gekom. Ek se kind van Abraham. Ek het net so reg op daardie bors as wat Abraham het, want God het so gesê, dis myne. Nou wat is 'n bors? Dis 'n belofte. God het die belofte gemaak, dis joune. Dit behoort aan jou. Is aan elke kind van Abraham, elke seun of dogter het 'n reg op dieselfde belofte. Nou, wat as die ma die baba die bors gegee het en die baba het geweier om dit te neem? Die baba sal sterf. Dis al. En die baba word nie net tyd wat hy sy eerste mondvol neem, 'n groot vet gesonde baba nie, maar dit lê daar en suig en tevrede terwyl dit suig. Eerste ding wat die warm melk in sy maagie inkom, sy blink oogies begin rondrol, maar met dit streel, weet hy dit gaan net goed met hom. Neem julle God net een keer soos daardie julle kinders van Abraham sê, Here God, ek glo in Jesus Christus. Ek glo dat U hom na die aarde toe gestuur het, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek lê reg teenoor die belofte nou, ek glo net nou dat ek die eerste groot mondvol insluk, ek voel dit maak warm soos dit afgaan in my hart, ek glo ek voel al reeds beter. Voel jy sekerlik, o goeieste, die klein toontjies begin wikkel, handjies begin beweeg, iets is aan die gebeur, hoekom? Jy drink aan God met borste, waarin jou vader Abraham gedrink het. O God, wees genadig, glo hom met jou hele hart. Kom ons buig ons hoofde. Hoeveel hier binne wil nou opkom na God se belofte op na Golgotha? Kyk na die regter en linkerkant. Terwille van ons oortredinge deurboor deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Die God met borste. Julle het 'n reg op hierdie dinge. Sal julle julle hande opsteek na God en sê, wees my genadig o God en laat my nou aan daardie bors suig. Steek julle hande op as julle dit wil hê. God seën julle oral, wonderlik. Lord, we appreciate you so much. Here, o ons waardeer U soveel. Die groot Heilige Gees, die bevestiging dat U U woord hou. Het ons Here nie afgekyk deur die tyd en gesien hoe die mens die woord sou rek en dit dinge laat sê wat dit nie bedoel was om te sê nie. O ons besef dit Here, maar ons is so bly dat hy dit gesê het. Ek sal julle nie troosteloos laat nie. Ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur wat die Heilige Gees is en hy sal vir altyd by julle bly, een wat die woord sou bevestig. En U het gesê wanneer hy kom sal hy van my getuig en hy sal vir julle dinge wys wat sal kom. Hoe bly is ons vandag hier om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te hê.
there to let the sick man or woman just now that raised their Daarom die siek man of vrou net nou wat hulle hand opgesteek het te laat sien. Miskien vir hulle eerste keer daardie God met borste by Golgotha om die bloed te sien, deur dieselfde bloed van dieselfde man. Beide strome het parallel gevloei, een aan die ander. Terwille van ons oortreding is hy deurboor, deur sy wonde daar van ons genesing gekom. Let that man or woman, boy or girl that's here now, Daardie man of vrou, seun of meisie wat nou hier is, wat hart teen daardie bors van God lê, mag hulle self skei van elke ongeloof, elke redenasie, alles wat teenstrydig is met geloof. For their faith is now looking to you, that they're going to nurse from this Want hulle geloof kyk nou na u, dat hulle van hierdie dag af gaan drink, van hierdie uur af, van hierdie minuut af aan die bors van die almagtige God, en hulle gaan weer hulle krag ontvang. blindness is going to leave and sight's going to be coming back. Blindheid gaan weggaan en sig gaan terugkom, die kanker, die gewas, die siekte gaan weggaan uit die liggaam, en krag en gesondheid gaan terugkom. Skenk dit, Here. And if there be those here, Lord, who doesn't know you as their As daar diegene hier is, Here, wat u nie ken as hulle verlosser nie, en u gees nog nooit ontvang het nie, mag hulle reguit optrek aan die ander kant en beet kry en sê, Here, u is God. and I'm your child because you're calling me now by your En ek is die kind, want u roep my nou deur u genade. Ek sonbaardig, ek weet ek is, maar iets sê vir my dat u my roep en ek kom. Hier is ek, Here. Ek is nou net op u hande. I'm coming here Ek kom hier na toe swak en uitgeput en vermoeid, en die sorge van die lewe het my van plek tot plek beperk. Ek was verbouer, Heer, ek het gewonder oor die woord, en ek het gewonder of u regte God was. God, but something has happened to me Maar now. iets het nou met my gebeur. Ek glo dat u is, en ek ontvang u nou as my verlosser. Laat my net hier lê, Here, in die goedheid en baie in die krag, Until my poor sin totdat my arme sonde siek siel genees word deur die krag. Grant it, Lord. Bless these dear people. We Skenk dit, Here, seën hierdie liewe mense ons. Mag hulle die kudde voortdurend voer. Mag elke kerk groei en floreer en groot erlewings uitbreek deur die land. revival fires be burning on every altar. Erlewingsvure brand op elke altaar. Skenk dit, Here, mag daar so aansteeklike krag wees van hierdie klein byeenkoms hier, dat hierdie broederlike byeenkoms 'n voorbeeld sal wees vir alle kerke oral van wat God sal doen. May this San Joaquin Mag hierdie San Joaquin Vallei net een brandende vuur van 'n herlewing van kerk tot kerk wees. Skenk dit, Here, want ons vra